Chris, jy het 'n ongelooflike stem. Dankie. Dankie dat jy dit met ons deel. Hoor, baie. Baie dankie. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is Handelinge 2 vers 37 tot 47 en ek dink ek gebruik die 2020 vertaling van die Bybel vanmôre, so vir die wat dit dalk sou opsoek. Handelinge 2 vers 37 tot 47. Nou vooraf het Petrus gepreek, sy eerste openbare optrede gehad, en dan word daar vir ons vertel vanaf vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elke een van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor. Laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elke een se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Liewe vriende, ek het net nou begin deur vir julle 'n klomp gesiggies hier op die bord te wys. En die rede daarvoor is dat ek eintlik by hierdie punt wou uitkom vanoggend, en dit is, wat en hoe is die kerk se gesig? Hoe lyk die kerk se gesig na buite? Hier in Handelinge 2 vers 37 tot 47 kry ons 'n bepaalde prentjie van hoe die gesig van die kerk van die Here Jesus daar gelyk het. Daardie openbare prentjie wat na buite toe uitgegaan het en wat die hele wêreld kon sien. Maar dit het gebeur omdat hulle die goeie nuus gehoor het, die evangelie ontvang het. Omdat Petrus gepreek het en vir hulle vertel het van Christus en alles wat Christus gedoen het en die betekenis daarvan, het hulle uiteindelik hierdie inkeer in hulle lewe gehad, tot bekering gekom en lees ons hierdie ongelooflike verhaal in Handelinge. Maar die vraag bly, wat is die evangelie? Wat is die goeie nuus?
wat hulle so opgewonde gemaak het, wat hulle so aangevuur het, en hulle by sulke ongelooflike punte in hulle lewe op daai oomblik uitgebring het. Die definisie wat ek vir die goeie nuus of die evangelie het, is die volgende: verrassende, nuwe informasie met ingrypende implikasies vir alles wat leef op aarde. Kom ek sê dit weer 'n keer. Die goeie nuus wat ons in hierdie boek, die Bybel, kry, die goeie nuus, die evangelie, wat ons so baie, die woord wat ons so baie gebruik, beteken 'n verrassende, nuwe stuk informasie met ingrypende implikasies vir alles wat leef op aarde. Nou, waaroor gaan hierdie verrassing? Wat was hierdie verrassingspakkie wat die wêreld van God ontvang het? Ons het dit in lied gehoor vanmôre, van die kruisiging van Jesus wat mens geword het op aarde, God wat mens word op aarde, wat vir 33 jaar die stofstrate van hierdie wêreld deurkruis, wat op allerlei maniere 'n mense se lewensverandering gebring het, wat deur sy eie mense, deur die kerk van sy tyd, kan julle glo, uiteindelik gekruisig word, maar wat weer opgestaan het uit die dood, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy regeer, en van waar hy weer sal terugkeer. Maar die goeie nuus gaan 'n tree verder, liewe vriende. Die goeie nuus gaan ook daaroor dat God ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, vertel Johannes Evangelie vir ons. Maar dat hy sy gees uitgestort het op Pinkster. En dat daardie gees iets gedoen het, waarna ons nou weer gaan kyk. Die gees wat uiteindelik op 'n manier geboorte gegee het aan die kerk, aan die liggaam van die Here Jesus Christus hier op aarde. Die verrassende pakkie wat God vir ons kom gee het, is 'n verrassing van versoening, van die moontlikheid dat ons weer in die teenwoordigheid van die allerheiligste God kan kom staan, dat ons in hierdie God se teenwoordigheid mag ingaan sonder iemand wat tussenin vir ons 'n tussenganger moet wees, wat vir ons die moontlikheid kom gee om versoening tussen mense te kan kry in 'n gebroke, vyandige wêreld. Die goeie nuus, my liewe vriende, is nie net troos nie. Die goeie nuus wil elke liewe een van ons as ons hier sit, elke liewe mens op die aarde in besit kom neem. Hierdie goeie nuus wil ons leer wat God se wil is. En hierdie goeie nuus wil ons kom skoonmaak, kom heilig, sodat ons net daar vir God in hierdie wêreld sal wees. En God doen dit, die goeie nuus doen dit, met die oog daarop, dat ons as kerk kan doen wat God wil, sodat ek en jy kan wees wat God bedoel het, ek en jy in hierdie wêreld moet wees. Die hartseer is dit,
Die hartseer is dat ek en jy maklik net die seën en die gawes en die troos wat God gee vir ons neem. En dat ons net daarby ophou en stil staan. Maar dat ons nie altyd wil leer en geheilig wil word nie. Want om geleer te word beteken dat ek leerbaar sal wees, dat ek oop sal wees, dat daar 'n verrassende nuwe stuk inligting in my lewe kan ingryp en dit implikasies sal hê vir my hele bestaan. Dat ek geheilig sal word is partykeer 'n moeilike en 'n seerpad. Want God moet al die slegte en lelike goed uit my lewe kom wegneem, sodat ek uiteindelik suiwer en onberispelik voor hom sal kan staan. Ons het nie altyd lus vir hierdie harde werk in ons lewens nie. Christene se gebrek aan gehoorsaamheid, sê iemand, gee aan die kerk 'n slegte naam. Die bekende filosoof Nietzsche het op 'n stadium gesê, Christene moet meer verlos lyk, as hulle wil hê ander moet in hulle verlosser glo. Christene moet meer die gesiggie hê van verlossing, sodat die wêreld ook graag hulle verlosser wil dien. Daarom sal Paulus by herhaling deur sy geskrifte vir ons sê, soos in Romeine 12 vers 1 tot 2, dat ons moet toelaat dat God se Gees ons sal verander, sodat ons hierdie verrassende nuwe inligting met hierdie ingrypende betekenis vir ons lewe kan ontvang. Sodat ons 'n oop kop en 'n oop hart sal hê om Jesus se disippels en navolgers in hierdie wêreld te wees. Sodat ons die implikasies daarvan sal verstaan en dit gewillig sal wees om dit aan te neem in ons lewens. Ons teks praat van bekeer. Die mense wat die evangelie, die goeie nuus gehoor het hulle bekeer, hulle het omgedraai, hulle het teruggestap na God toe, en dit wat God in hulle lewe wil hê. Daar was 4 goed dwars deur die eeue heen, wat uiteindelik die gesiggie van die kerk gekenmerk het. Die een was, aan die hart van hierdie goeie nuus, het diensbaarheid gelê. Mense het mekaar gedien. Mense het vir mekaar omgegee. Hulle was bereid, sou ons later deur die evangelie in die Bybel lees, was bereid om te ly. Soos Stefanus selfs met sy lewe te betaal, omdat hy geglo het in Christus. Christene het dwars deur die eeue op 'n manier hulle verlossing probeer uitleef in die kwaliteit van hulle lewe. In 'n dieper sin van moraliteit en liefde, reg en geregtigheid en barmhartigheid aan ander mense. Die vrug van die Gees is een van die kenmerke, een van die gesiggies van die kerk in hierdie wêreld. En die 4de punt was die eenheid van die kerk. Die geloofwaardigheid, liewe vriende, van die kerk van die Here Jesus
in hierdie tyd waarin ons leef, lei ongelooflik baie skade oor ons verskeurdheid, oor ons stikkendheid, oor dat ons nie mekaar se hande kan vat en by die kernwaarhede kan bly nie, maar by randgoeders die heeltyd vashak en mekaar verkleineer en sleg sien. Die Heilige Gees, lees ons in hierdie teks, het met krag en met oorvloed gekom. En wat 'n ongelooflike prentjie word nie vir ons van die vroeë kerk se gesig geskilder in hierdie teks. Van die gesig van die kerk wat daar buite uitgegaan het, wat uiteindelik so 'n impak gehad het, dat daar aan die een kant 3000 mense op een dag tot die kerk gevoeg is, en later lees ons daagliks nog meer bygevoeg is. Aan die een kant was daar die openbare eredienste, waar hulle vasgehou het aan die leer van die apostels, waar hulle daagliks volhard het om by die tempelterrein uit te kom, bedoelende by 'n erediens soort van betrokke te wees. Wat dit nie as moeite gesien het om kerk toe te gaan nie, maar het gesien het daarvoor uitgesien het met blydskap en opgewondenheid. Hulle het saam geëet, hulle het gereeld die nagmaal gevier en dan lees ons, was daar in hulle openbare diens na buite, erediens, 'n uitbundige blydskap. Ons sien so min van hierdie blydskap deesdae in die kerk. En ek wonder baie keer as ons weer met hierdie uitbundige blydskap sou begin leef, omdat ons weet Christus ons heil is, of die wêreld nie 'n ander plek sou wees nie. Ook in hulle daaglikse lewe was daar verandering gewees en het dit implikasies gehad om hierdie goeie nuus te hoor. Hulle was eensgesind. Hulle het volhard in gebed. Dit het my nogal getref in die teks. Dat hulle 'n biddende gemeenskap was, wat gereeld by mekaar gekom het en gereeld saam gebid het in eenheid en in geloof. Hulle het mekaar versorg. Daar was niemand tussen hulle wat honger gely het, wat nie iets gehad het. Hulle het gesorg dat elkeen genoeg het en dit onder mekaar uitgedeel wat hulle gehad het. Hulle het met opregte harte geleef. En die gevolg was 'n ongekende groei. As ons by mekaar kom, hoor ek oor en oor die storie, kyk net hoe klein het die gemeente geword. Kyk net hoe klein het die kerk van die Here Jesus geword, reg deur Suid-Afrika. En dit is nie omdat daar minder mense is nie. Daar is trouwens nog meer mense as wat daar 30 jaar terug was. Die kerk wat die goeie nuus gehoor het, het gegroei. En die tweede gevolg was, die volk was hulle goedgesind. Die mense het na die kerk van die Here Jesus gekyk en gesê, wow, ons kan nie glo dat hierdie ingrypende verandering in mense se lewens kon plaasvind nie, en het 'n goeie gesindheid teenoor hierdie gelowiges
gehad. Hoe lyk die gesig van die kerk vandag? Hoe lyk die gesig van die kerk van die Here Jesus in Suid-Afrika? Hoe lyk die gesig van die kerk van die Here Jesus hier in KwaZulu-Natal en hier in Pietermaritzburg? Hoe lyk die gesig van die kerk hier in Highfields? Het hierdie verrassende nuwe informasie met sy ingrypende implikasies my en jou lewe gegryp en verander? Hoe lyk ons gesig as gelowiges na die wêreld buite? Amen. Here, as ons op hierdie Pinkster bymekaar is en die uitstorting van u Gees kom vier, bid ons, Here, dat die vuur van u Gees oor ons sal kom en dat die vuur van u Gees alle onsuiverheid uit ons lewe sal wegbrand, sodat ons ook, Here, weer opnuut verras sal word deur die goeie nuus van Jesus Christus. En dat dit, Here, daagliks, oral, in alle omstandighede, goed of sleg, die implikasie sal hê, dat mense deur ons vir u sal leer ken. Amen.